In hierdie week moet ek 'n site visit gaan doen vir 'n projek waar ons hierdie groot ding moet bou uit gebruikte klip uit. En as jy naby die myne bly, sal jy sien of sal jy weet dat gewoonlik naby hierdie myndorpies is daar hierdie hope waste rock dumps. Dis plekke wat hulle dit is afval. Dit is waste soos wat hulle dit noem. Niemand het meer gebruik daarvoor nie. So hierdie klippe word net alles gecrash en daar's geen meer gebruik vir dit nie. Maar so is een van hierdie dinge wat ons moet doen, ons moet hierdie klippe gaan uitsoek om hierdie ding te bou. Maar elke klip moet aan 'n sekere kwaliteit voldoen. Hy moet nie krake in hê, hy moet 'n sekere grootte wees en dan kan hy ook nie net met 'n ding gelaai word en eenkant gegooi word om te vat na die plek waar ons dit gaan bou nie. Nee, dit moet fyn uitgesoek word. Mense klim op hierdie dumps en dan moet hulle van daarbo tot onder in hierdie hittige son moet hulle die klip gaan uitsoek met die hand. So elkeen het 'n voorskrif wat hulle weet, hier is hoe ons hierdie ding gaan doen en hier is die standaard wat ons soek. Maar terwyl ek by hierdie plek staan, tref hierdie wete my. En dit was vir my fenomenaal geweest toe hierdie ding binnekant my geopenbaar word. En die Here wys vir my 'n ding. Hy sê vir my, baie keer is dit presies hoe ons as mens voel. Jy weet, baie jare lank word ons misbruik. Nie net misbruik nie, vir baie jare lank voel ons sit ons alles in 'n ding in, sodat iemand anders te verryk kan word, sodat die evangelie miskien verryk kan word, sodat iemand anders te gehelp kan word, maar eintlik op die einde van die dag voel ons is weggegooi. Weet, ons voel soos, iemand het 'n lap op die ashoop weggegooi. Jy weet, dis daai tipe van ding, ons voel so ou lappoppe wat ons net weggegooi word, ons geen meer waarde vir ons nie, ons voel uitgebruik en opgebruik, ons voel, weet, wat is die nut van ons bestaan, as ons net iewers in die son gaan lê, daarso gaan ons disintegreer, en daar gaan ons, weet, daar's net geen waarde meer vir ons nie. En terwyl ek daar staan, sien ek in my gees, sien ek hoe iets en iemand weer kwaliteit en waarde in my raak sien. Hoe iemand kwaliteit en waarde in jou weer raak sien. En waar almal jou dalk afgeskryf het, is daar hoop, want God gaan soek jou fyn uit. Hy het jou by jou naam geroep. Weet, hy sê, maar hierdie kind van my moet sekere kwaliteite dra. Hierdie kind van my, hy mag dalk krake ingehaat het, maar ek maak heel. En vir die gebruik, sodat ons hy ons kan gebruik om iets groter, vir 'n groter doel. Daar jy gevoel het, jy weet, jy is net daar op 'n ashoop. Jy weet nie, jy's moeg en jy's verslind en partykeer, miskien voel jy's op 'n plek hierdie tyd van die jaar wat jy voel, vir wie kan jy nog tot waarde wees? Waar kan jy nog 'n verskil gaan maak? En jy voel net nutteloos. Ek het al baie keer hierdie jaar, die laaste tyd, het ek gevoel ek is nutteloos. Daar is nie meer hoop vir my drome nie. Ek voel opgebruik, ek voel misbruik en my goedheid, wat het ek nou te wys vir dit wat ek alles probeer inset het? Maar op die einde van die dag gaan dit nie oor dit wat ons probeer insit het nie. Dit gaan oor die groter doel wat God met jou het. Wat daar waar mense gedink het, jy is nou opgebruik, en jy het geen meer waarde nie, kom God, en hy sê, maar vir jou wil ek gebruik met jou unieke kwaliteite, en ek wil jou terugsit op 'n plek, wat groter is daar waar jy vandaan kom. En terwyl ek aan hierdie gedagte dink, kom hierdie volgende skrif by my op, en dan gaan ek vir my Engels lees, want hy staan vir my so mooi in die Engelse skrif, in die Holy Bible. Ek gaan vir jou lees, Jesaja 61 vanaf vers 3. Hy sê, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the joy of oil for mourning, the garment of praise for a spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. And they shall build the old wastes, hoor wat sê, and they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations. And strangers shall stand and feed on your flocks, and the sons of the aliens shall be your plowmen, and your vinedressers. Hoe fenomenaal is dit om te weet dat uit ons gebrokenheid
uit daai gevoel van ons is waardeloos, ons is nutteloos, daar's geen meer hoop vir ons nie, ons voel misbruik, ons voel ons is eenkant verstoor deur die samelewing, en miskien voel jy vandag, jy is eenkant verstoor deur jou vriende, jou familie, jou man, jou vrou, jou ouers, jou kinders, jy voel net jy's op 'n plek wat jy net nie meer weet watter kant om te gaan, en jy voel daar soveel onregverdigheid wat teenoor jou gebeur het. Vandag wil ek vir jou kom sê, so wat ek hierdie skrif gekry het, and God will give you beautiful ashes. He will raise up your former ruins to build up new cities. Hy sal vir jou iets nuuts gee. Hou net vas, hier, ons druk hierdie laaste rukkie van die jaar deur. En ja, ek weet, die nuwe jaar beteken nie, dit is 'n nuwe verskil vir ons, en al ons probleme is weg nie, dit is presies wat ek die vorige jaar ook gesê het, nou, maar hier kom dit net met nuwe hoop. Jy is daar om iets groter te doen. Daar waar almal het van jou vergeet het, kom God en hy soek jou met die hand uit, omdat jy aan sekere kwaliteite voldoen, sodat iets groter deur jou gedoen kan word. En so weet ek in die week, lees ek ook 'n skrif en hy sê, and people that you might not know will come to you, and they will look up to you because of the glory of God that they've heard about in you. En mense wat jy nie ken nie, sal jy na toe kan gaan, en jy sal met 'n boldness daar kan staan, en hierdie mense sal na jou luister. Dit is myself hoe ek hierdie skrif gaan interpreteer het, en dit is my so fenomenaal om te weet dat God wil my gebruik, God wil jou gebruik. Daar waar jy dink, jy het geen meer hoop nie, jy's van geen meer nut of waarde nie, kom God vandag en hy sê vir jou, my kind, jy's kosbaar, jy's uniek, ek wil jou gebruik. Hou vas aan daardie wete dat, al voel jy op 'n plek, jy sit op 'n plek waar jy op 'n ashoop sit, waar jy net een kant gegooi is en jy is weggegooi, wil ek vandag vir jou sê, hou jou oë net op Jesus. Moenie jou oë gefokus hou op jou omstandighede nie. Moenie jou oë gefokus hou op die mense rondom jou nie, maar hou jou oë op Jesus. En kom op daai plek wat jy net weet, but I am called for more. Soos wat hy sê, mense sal opkom en hulle sal kyk na jou. Hy sê, ek gaan weer vir jou herhaal, and strangers shall stand and feed your flock, and the sons of aliens shall be your plowmen and your wine dressers. Hou vas aan hierdie woord wat die Here vir jou gee. I will give you beautiful ashes. Daar is hoop vir jou.